die kriptoneel, die staltoneel preek. Jesus se vleeswording was 'n groter saak as die skepping van die hemel en die aarde. En Jesus moenie net in Bethlehem gebore word, hy moet in my en jou gestalte kry. Amen. Maak dit 'n tyd van spesiale aanbidding. Vul jou huis met musiek. Die kriptoneel getuig, as mense by jou kom weet hulle waaroor dit gaan. Gaan maak mense toe met Jesus se liefde. Dankie dat ek nou my hande kan ophef en lof aan U kan bring. Ek maak my lewe vir U oop, Here, dat U in my lewe kan kom werk en my kan verander en my meer kan maak soos U. Ek het nog so baie foute en tekortkominge, Here. Daar's nog soveel plekke in my lewe wat U verandering moet bewerk, maar hier is ek, Here, kom doen dit. Kom verander my, maak my soos U. En Here, ons bid vir U soete teenwoordigheid. Ons bid dat U die woord in harte invat vanmôre, dat dit lig en lewe kan bring, Here, en verandering kan bring, en oorwinning kan bewerk in harte en lewens. Ons eer U vir die goedheid, ons prys U Koning Jesus. Welkom in ons midde, soete Heilige Gees. Welkom, welkom, welkom. Kan jy almal sê amen? Maak hierdie Kersseisoen, hierdie Kersgety iets baie besonders. Dit kan 'n gewone Kersseisoen wees in jou lewe. Hierdie tyd wat ons die geboorte van Christus vier, of jy kan dit 'n baie mooi tyd maak. Jy kan dit 'n uitsonderlike tyd maak wat voor lê, waar jou hart groei vir God en waar jou hart groei vir mense. Of dit kan 'n doodgewone tyd wees wat jy soos alle ander tye hanteer, of dit kan regtig 'n buitengewone tyd in jou lewe wees. Nou party van ons is groot op Kersvierings, het jy al gesien? Dis liggies, julle, dis bome, dis mooi maak, waar jy kyk. Dit is 'n storie om by die mense te kom. Ek dink partykeer as ek so dink ek, wow, ek skiet ver te kort oor hoe ek my ou boompie daar by die huis nou versier en alles. Kerskoekies word gebak. Daar's altyd 'n spesiale resep wat nou hier van ouma Grootjie af deurkom hier nou wat nou gebak word eers. Daar's daai vrugtekoek wat jou asem wegslaan as jy dit eet wat gebak word. Daar's allerlei Kerstradisies wat gehou word. Party goed, partykeer sommer minder goed, né, maar ons het elke familie en gesin het hulle ding oor die jare gekry. Ek onthou ek was so 'n klein seentjie en die van julle wat nou al lank in die gemeente is, het dalk al 1 of 2 keer die storie gehoor. Ek was 'n klein seentjie gewees en ons was maar redelik, ons het dit nie breed gehad as die van skalkwytjies nie. Maar my pa en my ma het besluit daai Kersdag gaan hulle nou ons bederf. En ek onthou, as ek vandag nog terugdink as 'n seentjie, ek was nog nie eens in die skool gewees nie, het my pa en my ma uit hulle tekorte gegaan en hulle die aand terwyl ons geslaap het, hulle nou die streamers vasgemaak, plek mooi gemaak, hulle het 'n Kerskous daar by die bed gehang met sweets en julle, my probleme klein begin, maar goed, met sweets. En daar was karre en geskenke gepak op die grond, nie een nie, baie geskenke gepak op die grond. Ek dink my ma het hulle res van hulle lewe afbetaal aan daai Kers wat hulle daai dag gedoen het vir ons. Maar toe ek die oggend wakker word, toe sit hierdie vuurtjie wêreld dat ek amper in wak. Dit was soos wow gewees. Ek het net lank so gesit. Ek was net soos, okay, wat gaan hier aan? En ek kon nie glo wat ek beleef het nie. So dit was daai gewaarwordinge. Party van ons is groot op dit, party van ons sê nee, Kersgeskenk en goed is nou sommer nonsens. Maar die Bybel leer vir ons dat hoe jy ook al voel oor Kersfees, né? En party mense sê, dis 'n bose fees, kom van die sontradisie af. Die Romeinse ryk het mos die son aanbid, die son Invictus fees, die onoorwinnelike sonfees. En dan sê hulle, ons moet dit nie hou nie. En baie sê nee, wag, die Christene het daai dag verander. Dat ons nie met die son aanbid nie, maar dat ons Jesus, die son van geregtigheid aanbid. En ons het nuwe inhoud daaraan gegee. En die Kerstradisies en alles wat ons doen, is alles om uitdrukking aan ons vreugde te gee. So ons moet respek vir mekaar hê, né?
Kyk wat sê Romeine 14 vers 5. Die een dag bo die ander. Nou jy moet onthou as Nuwe Testamentiese kerk, is daar nie meer 'n spesiale dag nie. Is dit nie meer 'n spesiale dag nie? Jesus is die nuwe dag. Elke dag leef ek 'n nuwe dag. Elke dag is 'n Sabbat. Ek het nie 'n Sabbat nie, ek het elke dag 'n Sabbat, want ek leef in Jesus. Halleluja. Hy is die Sabbat, hy is die Sabbat. So die een dag bo die ander. So wat Paulus hier skryf is 'n Christelike vryheid. Hy sê, kleer jou godsdienst in soos jy wil. Maak dit mooi vir jou en sinvol vir jou soos jy daarvan hou. Daar's nie vaste reëls nie. Moenie nie buite die grense beweeg van die beginsels van die woord en wees net getrou aan die Heilige Gees. Die ander ene, ag al die dae gelyk. Paulus sê is reg. As jy sê al die dae is gelyk en een dag is nie meer spesiaal nie, is reg. Laat elkeen in sy eie gemoed net ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Halleluja. Dankie. Jy mag met oorgawe jou trifle eet. Okay, goed. En hy wat nie die dag waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here nie. Is dit nie waar nie? So, dit is vryheid. Jy kan dit inkleer soos jy wil. En ons moet mekaar respek hê. As jy sê ek voel bietjie ongemaklik om dit te vier. Dis reg my broer, my suster, maar vir ou wat dit vier, moenie vergeet om my te nooi vir trifle nie. Okay. Maar kom ons maak ruimte vir mekaar en ons oor mekaar se standpunt. Dan kan ons haleluja sê. Ons gaan nie oor klein goedjies dat die duiwel ons vreugde en vrede steel nie. En ek hoop na vandag se boodskap het jy so 4 maniere van doen wat jou gaan help om jou Kersseisoen, hierdie Kersgety wat vir jou voorlê, uiters besonders te maak. En as Januarie aanbreek dat jy sal sê, dit was die beste Kersseisoen wat ek ooit in my lewe gehad het. Want ons moenie hierdie geleentheid mis nie. Dit lê voor ons. En die lewe beweeg aan. In die kerkie voor ons sit mense, toe ek in Alta in die gemeente begin het die man gelewe. Nou is sy weduwee alleen. Toe ons hier gekom het, was die kinders nie in Australië nie. Die kinders is nou in Australië. Van ons mense wat hier so sit, se kinders is in Amerika. Die lewe verander so vinnig. Maar terwyl ek in hierdie geleentheid het om dit 'n besondere Kersseisoen te maak, kom ons maak dit 'n tydperk wat vol vreugde is en wat die Here verheerlik. Kan ons amen daarop sê? En ek wil 4 maniere van doen net by jou los vanmôre van hoe jy dit 'n besondere Kersgety in jou lewe kan maak. Ek dink nommer 1 is, maak dit 'n tyd van spesiale aanbidding. Maak dit 'n tyd van aanbidding. Baie van ons sit boom op, ons hou ook van 'n boompie by die huis. Ons hang alle goed op, vreugde, vrede, Jesus, hang alles op die boom. Dit is net so mooi, die arme boompie kreun. Ek weet nie hoe die takke dit nie, maar goed. Maar party van ons doen dit, liggies op. Ons maak mooi, ons bring vreugde in ons huis met kleur en lig. Maar ek wil jou vra, vir ons wat ons huise so mooi maak, is die kriptoneel, die staltoneel hier agter, is dit sentraal in die uitbeelding van jou kerk, in jou Kersversierings? Is daar ergens 'n kriptoneel, 'n staltoneel? Want dis tog waaroor dit gaan, is dit nie? Dis tog waaroor dit gaan, dit preek. Hierdie staltoneel preek. En ek dink sentraal tot die viering van ons as Christene se Christusfees is die sentrale versiering van die staltoneel, van die kriptoneel. Dit moet duidelik wees dat as mense na ons toe kom dat dit is waaroor dit gaan. Al die ander versierings het hulle plek, hoor. Ons verstaan. Die lig van die wêreld, die boom wat getuig van nuwe lewe in Jesus, al daai tipe goed, ons verstaan dit. Maar die kriptoneel, die staltoneel, die Kerstoneel moet sentraal wees, dink ek, in ons versierings. Of dit nou een is wat jy by Temu bestel het, en of jy dit iets is wat jy self in mekaar getimmer het, dalk het jy 'n ou klein baba kot daar by die huis en jy en die kinders kan saam so 'n toneel skep met die hooi en iets mooi van dit maak, dit mooi belig. Daar kan julle net 'n prent kry, dit uitdruk op die rekenaar en almal, dit maak dit 'n gesinsprojek. Kleer dit in. Hang dit op, maak dit duidelik, want dis waaroor dit gaan. Onthou daai toneel, die kriptoneel, die staltoneel preek. Hy preek, hy sê ietsie. Hy sê Jesus, die tweede persoon in die drie-enige God, het mens geword. Is gebore. Hy
Hy's as 'n babietjie gebore. Hy het groot geword, hy het opgegroei. Hy het uitgegaan, hy het die wêreld gaan verander. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het die mag van die duiwel gebreek. Hy het aan die kruis gesterf. Hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur en binnekort kom hy weer terug. Dis die preek van die kriptoneel, van die staltoneel. Dit preek en dit vervul ons harte met aanbidding. En ons wil net soos die herders gaan kniel by die krib. Ons wil net soos die wyse manne ons hulde bring, ons lewe kom gee vir Jesus. Want dit vervul ons harte met verwondering dat hy, ek gaan nou vir jou vertel wie hy is. Dat hy as 'n babietjie gebore is, dat hy mens geword het. Kom ek vertel vir julle wie Jesus is. Ek wil julle moet hierdie stuk, ons gaan dit nou stadig lees, maar in die week maak hierdie Kolossense 1 vers 14 tot 22 jou gebed hierdie week. Maak dit hoe jy Jesus aanbid. Maak die Bybel oop by Kolossense 1 vers 14 tot 22 en maak Jesus groot met hierdie teks en sê Here, dis wie U is. En ek kan amper nie dink omdat U so groot is dat U as 'n hulpelose babietjie gebore is om op te groei om later as die sondelose lam van God aan die kruis te sterf. Nou kom ons kyk, wie is hierdie Jesus wat as 'n babietjie gebore is? Hy wat van ewigheid tot ewigheid bestaan. Die tweede persoon in die drie-enige God. Kom ons lees wie hy is. Kolossense 1 vers 14 sê, deur die Seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Nou hoor wie is hy? Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Die geestelike wêreld. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. En hy, hierdie Jesus, word as 'n hulpelose babietjie op Kersdag gebore. Kyk wat sê vers 17. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hierdie kerk bestaan nie net omdat mense besluit dit nie. Kerke bestaan nie net omdat mense dit wil nie. Hy is die oorsprong van elke gemeente. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en deur hom alles met homself te versoen. Kan ons haleluja sê. Dis hierdie Jesus, net daarom kniel ons. Ons kan nie dink dat hy deur wie alles geskep is en vir wie alles geskep is nie, dat hy 'n babietjie word nie. Dit is 'n misterie. Dit is so groot. Bonatuurlik verwek deur die Heilige Gees in sy mamma Maria. Jesus se vleeswording moet ons onthou. Hoor vanmôre, kind van God, was 'n enorme gebeurtenis gewees. Dit was groter as die skepping van die hemele en die aarde. Jesus se vleeswording was 'n groter saak as die skepping van die hemel en die aarde. Want daaruit het gevloei dat Jesus aan die kruis sou sterf en hy sou opstaan. En hy sou alles met God versoen en opvaar na die hemel toe. Die vleeswording van Jesus Christus is 'n groter saak as die skepping van die hemel en die aarde. Dit is 'n groot saak. Daarom engele sing, kondig dit met sang aan. Herders kom buig, wyse manne kom behulde, die skepping kom in beroering. 'n Ster wys sy geboorteplek aan. En Jesus moenie net in Bethlehem gebore word, hy moet in my en jou gestalte kry. Amen. Hy moet in my en jou gestalte kry. Daarom hierdie Kerstyd, wil jy 'n besondere Kerstyd hê? Die beste ooit. Maak dit 'n tyd van spesiale aanbidding. Vul jou huis met musiek. Jou motor, jou hart. Sing saam met die engele. Sing saam met die verlostes in die hemel. Kniel voor God. Aanbid hom. Saam met die herders. Eer hom met die wyse manne. En sing saam. Ek weet nie of julle as gesinne saam sing nie. Kyk, ek is so nie op die noot nie as ek sing nie.
My vrou is beter, né? So ons sê altyd, sit jy in, ons volg. Maar kom ons sing Kersliedjies in die huis. Kom ons sing aanbiddingsliedere in die huis. Sit maar die YouTube harder of Spotify of wat ook al, sit dit maar harder. Maar sing. Kan ons haleluja sê? Kom ons as gesing sing 'n bietjie saam in die huis. Die ou Pinkstermense, die ou Christen, die ou gereformeerde mense. Hulle het hulle haleluja liedere gesing om die tafel. As pa die Bybel oopgemaak het en gesê het, laat ons boeke vat. Hulle het gesing. Ons moenie ophou sing in ons huise nie. Daar's iets van sing in huise. Daar's iets van sing in huise. Dit bring die teenwoordigheid van God na jou huis toe. En in hierdie Kerstyd, maak dit 'n besondere Kerstyd. Ja, saam met al die soetkoekies en gemmerbier. En vrugtekoek wat jou asem wegslaan. Sing haleluja liedere. Kan ons sê amen? Amen. Ons eer hom, ons dank hom, hy het mens geword. Die staltoneel is sentraal tot ons feesviering. Maak dit sigbaar. Maak dit sigbaar. Hy is die rede vir die vrede. Amen. He is the reason for the season, sê hulle. Die kriptoneel getuig, as mense by jou kom, weet hulle waaroor dit gaan. Hulle verstaan waaroor dit gaan. Dit praat met jou kinders, dit praat met jou kleinkinders, dit praat met jou. Want jy dink, wat 'n offer. Hierdie groote Jesus, dat hy 'n mens geword het. Ons prys hom. Nommer 2, maak dit 'n tyd van lief hê. Maak dit 'n tyd van aanbidding, maak dit ook 'n tyd van lief hê. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Baie mense het 'n beeld van God die Vader, hy's die kwaai ene. Hy's kwaai. En Jesus is die vriendelike een. En Jesus moes sterf aan 'n kruis en mense word nou om God se hart sag te maak. Dat hy nie kwaai met ons gaan wees nie. Hierdie vers sê, God die Vader het die wêreld so lief gehad. Die Bybel praat van God die Vader wat se hart vol liefde is vir jou en my. Hy het jou dan geskape, hy het jou gemaak. En jy sy werk. Hy het jou so lief en hy wil jou red, hy wil nie jy moet verlore gaan nie. En uit liefde uit die Vader se hart word die seun gestuur. En die seun sê, ja Vader, ek sal gaan. Ek sal gaan. Ek sal gaan. En dis die Kersboodskap, God het lief. Jesus het lief. En ons moet sy liefde in ons eie lewe innooi. En ons moet dit uitdeel. Ons moet die liefde van Jesus gaan uitdeel in hierdie wêreld, oral waar ons gaan. Hierdie God wat uit liefde ons optel, vergewe, heel maak, die wonde wat sonde in die wêreld ons toegedien het, kom gesond maak. Ons mense maak wat gedurig verander word deur die krag van die Heilige Gees. Hy wat ons kroon met goedertierenheid, met sy liefde. Hy wil hê ons moet hierdie liefde gaan uitleef in hierdie Kerstyd. Aan jou huweliksmaat, jy's nie net getroud om by mekaar te wees nie, jy's actually getroud om mekaar gelukkig te maak, hoor. Ons moet daai liefde gaan uitdeel aan ons huweliksmaat. Ons moet mekaar toemaak met daai kombers van liefde. Ons moet ons paas en maas wat dalk vandag in ouer huise sit, moeite doen om by hulle uit te kom in die Kerstyd. Wat eensaam sit. Ons moet die liefde van God na ons kinders uitdeel. Ons kinders kry vandag swaar, hoor. Dis 'n ander wêreld waarin hulle lewe. Hulle het 'n ander wêreld om die mas op te kom. En ons as ouers moet goed vir ons kinders wees. Moet hulle aanmoedig om altyd hulle beste te wees. Ons moenie oorkrities en hard op hulle wees nie. Aan ons omgewing moet ons dit uitdeel. Ek en altyd so begeerte in ons omgewing waar ons bly. Praat sy nou nog met 'n jong man wat so 2 jaar terug op skool was en hy het begin werk en hy sê vir haar, I'm not a religious person, I don't believe. Nou het ek en altyd 'n projek. Ons sal sien. So ons wil goed wees hierdie Kersgety vir hulle, ergens op 'n manier dat hulle ook net die warm liefde van Jesus deur ons kan beleef. Ons moet dit uitdeel aan ons medegelowiges in die wêreld om ons. Kyk wat sê Efesiërs 5 vers 1. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ook ons lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Kom ons gaan wys die liefdevolle Vaderhart van Jesus hierdie Kerstyd. Wil jy dit 'n besondere Kersfees maak?
Fokus op liefde. Fokus om liefde te gaan uitdeel. Net waar jy gaan deel liefde uit. Gaan deel dit uit. Gaan maak mense toe met Jesus se liefde. En hoe doen ek dit prakties? Ek behandel mense mooi. Ek praat mooi met hulle. Ek praat nie uit my frustrasie en sê 'n klomp goed nie. Ek sit te vra die Here om 'n wag oor my mond te sit. Want woorde is dolke, kom aan. Jy kan sê net wat jy wil. Ek het dit nie so bedoel nie. Jy betaal nog vir 7 maande boete vir daai een woede uitbarsting. Is dit nie so nie? Jy moet oplettend wees op mense waar hulle in die lewe is in jou lewe. Waar is mense in my lewe? Gaan dit goed met hulle? Gaan dit sleg met hulle? Moenie net soos 'n buffel daar in die huis rond wees nie. Maar wees iemand wat 'n sagte hart vir die mense om jou het. Ons moet mense om ons laat waardevol voel. Met wie ek te maak kry, gelowiges, ongelowiges, dit maak nie saak nie. Ek moet kyk waar ek kan goed doen. Ek moet die gesindheid van die Here uitlewe. Maak hierdie Kersgetye liefdevolle tyd. As jy 'n wonderlike Kersgety wil hê, maak dit 'n tyd van aanbidding. Maar maak dit ook 'n tyd van liefde, waar jy liefde uitdeel en sê Here, ek wil heel maak. Ek wil nie stikkend maak nie. Here, ek wil oplig. Ek wil nie afdruk nie. Ek wil lig bring, ek wil nie donkerte bring nie. Ek wil hoop bring, ek wil nie moedeloosheid saai nie. Ek wil vra help my Here. Ek sukkel met my eie goed hier binne in my. Maar help my om u lig en u liefde te wees. Julle, daar's dan niks soos 'n mens wat soos 'n beer met 'n seer tand is nie. Is dit nie so nie? Maar ons gaan nie hierdie Kerstyd selfsugtig wees en net op onsself fokus nie. Ons gaan 'n verskil maak. Julle weet, ek praat baie in ons gemeente is daar baie mense wat by die polisie diens is. En een van hulle is Adele, Lou se vrou. En sy vertel my van die hoeveel maniere. Ons dink altyd, ons hoor nou deesdae van hierdie goed van geslagsgebaseerde geweld en hierdie goeters. Dan dink jy altyd is wanneer iemand fisies iemand slaan, iemand klap, iemand skop. So ongelukkig werk ons as pastoor op partykeer met hierdie goed. Dan dink jy altyd dit is geweld. Dis geweld. Sy sê maar sy het my eendag gesê soos dink 12, 13 forme van geweld waar emosionele geweld, woorde geweld, om mense finansiëel by te kom in jou huis, in jou familie, om 'n beheervraag te wees, alles te wil beheer, alles moet gaan soos jy dit wil hê. Iemand uit die lyn uitstap, kry hulle met die samajoor te doen. En Kerstyd is nie so tyd nie. Kerstyd is 'n tyd waar ons mekaar met sagtheid behandel. Want God het ons lief. God het jou lief met al jou foute. Hy het my lief met al my foute en tekortkominge. Luister, niks is vir sy oë verborge nie. Hy ken jou deur en deur. Maar hy bly lief vir jou. Hy wil jou verander. Maar Kerstyd moet 'n mooi tyd wees. En ek wil jou vra, maak hierdie Kerstyd die mooiste tyd in jou hele lewe wat jy ooit gehad het. Ons dink altyd terug. Julle weet hoe ons daar in Springs groot geword het ons altyd daar by 'n dam gaan piknik hou. Julle, dit was great tye. Ek dink nou nog daaraan. My tannie se wortelslaai met die pineappel en was die wenner vir die dag. Maar hoekom moet die beste tye agter ons wees? Hoekom kan hierdie Kersgety nie jou beste Kersgety ooit wees nie? 'n Tyd waar jy so met oorgawe aanbid en die hart van die Vader raak en Jesus bly maak. As jy kniel daar in jou huis en die musiek aansit. Dis aanbidding. Waar jy liefhet. Waar jy nie meneer ongeduld of meneer onverbiddelik is by die huis nie of mevrou skree nie. Jy's net in jou gees dra ek die liefde van die Here oor. En ek weet baie van julle wat hier so sit sê, ag ek wens ek kon vir my kinders beter geskenke gekoop het. Maar dit was nie 'n goeie finansiële jaar gewees nie. Weet jy wat sê die Bybel vir jou in Spreuke 17 vers 1? Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, as 'n huis vol kos met getwis daarby. Weet jy wat maak jou ryk in die lewe? Nie wat jy besit nie. Wat jou ryk maak is die teenwoordigheid van God in jou lewe. Sy vrede.
waar mense mekaar met waardering hanteer en met liefde hanteer. Om 'n huis te hê waar die engele welkom voel, waar die engele sê, "Ekskuus Vader, maar ek moet 'n bietjie by daai huis gaan kuier." Waar die Heilige Gees welkom voel. Dit moet 'n tyd van liefde wees. Die derde ding, so die eerste ding is, as jy 'n spesiale Kerstyd wil hê, maak dit 'n tyd van aanbidding in jou huis. Dalk het jy dit nog nooit gedoen nie, maar sit die musiek aan, gaan op jou knieë, steek jou hande in die lug en sê, "Ek kom bid, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ek prys U. U van my deur toe is op my knieë. Loof ek U. U is die grootste geskenk wat ek ooit kon ontvang. Dankie Jesus." Dis 'n wonderlike Kerstyd. Die tweede ene is, gaan wees lief vir die mense in jou lewe. Gaan maak hulle toe. Gaan sê jammer. Gaan sê jammer waar jou hart was. Gaan sê ek vergewe jou. Gaan sê vir mense ek waardeer jou. Jy weet nie hoe lank jy nog hier op aarde saam met jou het nie. Gaan waardeer die mense. Dan die derde ene. Maak dit 'n tyd van vars oorgawe aan die Here, waar jy net sê ek is tot beskikking van die Here. Here, ek is tot U beskikking. Doen met my wat U wil doen. Net weer 'n nuwe jaar, 'n vars jaar. Net 'n oomblik wat jy net weer sê, hier is ek, Here. Ek weet ek is nie veel nie, maar Here, as jy Josef en Maria kon gebruik het, kon jy seker my ook gebruik. Hulle het net ja gesê. Hulle was hierdie eenvoudige mensies, niks groot nie. Niks belangrik nie. Maar God het hulle raak gesien en as hy hulle kan gebruik, kan hy my ook gebruik. En 'n gewone mens wat vir U ja sê, leef 'n ongewone lewe. En Here, ek wil 'n ongewone lewe lewe. Ek wil 'n ongewone verskil maak. Ek wil net hê mense moet iets van U by my beleef, dat Jesus in my lewe is. En soos Maria Jesus vir die wêreld gegee het, wil ek ook Jesus vir die wêreld gee, maar dit begin by oorgawe. Dit begin by dit toe die engel vir Maria gesê sy gaan swanger word in Lukas 1 vers 38 waar daar staan, waar sy gesê het, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. En ek dink hierdie Kersgety moet ons sê, ek is tot beskikking van die Here. Here, word sigbaar deur my. Ek gee my lewe vir U oor. Alles wat skeiding maak tussen my en U, wat keer dat U my kan gebruik, vat dit weg, Here, vergewe my. Ek lê dit neer, al my afgode, al die goed wat ek so aan vashou. Ek gee dit vir U. Ek is tot beskikking van die Here. Wil jy 'n great day? Wil jy 'n wonderlike Kerstyd hê? Aanbid die Here. Gaan leef sy liefde uit. Maak dit 'n missie in jou lewe. As ek ooit die liefde van die Here uitgeleef het, is dit hierdie Kerstyd wat ek dit gaan doen. En dan die derde ene is net om te sê, ek is tot U beskikking, Here. Ek is tot U beskikking. Gebruik my. En dan die laaste ene, maak dit 'n tyd van voorbereiding vir sy tweede koms. Amen. Julle sal sien baie kerkgenootskappe in die wêreld, denominasies, vier nogals nie Kersfees nie. Hulle doen die Advent ding. Nou Advent beteken die koms. So hulle het 4 Sondae voor Kerstyd wat hulle fokus om hulle gereed te kry as Jesus weer kom. Hulle kyk uit vir daai dag wanneer Jesus weer op die wolke gaan kom. So hulle noem dit Adventtyd. In baie gereformeerde kerke is die Adventtyd ook 'n groot ding waar mense hulle harte voorberei vir die wederkoms van Christus. En in hierdie Kerstyd, onthou, Jesus het die eerste keer gekom as 'n babietjie gebore nederig. Klein mens, hy het op die stofstrate van hierdie aarde geloop, hy het moeg geword, hy het honger geword, hy het gehuil, hy het stryd gehad. Hy is as 'n babietjie gebore. Maar hy's gekruisig, hy het opgestaan, hy's verheerlik, hy het opgevaar. En as hy nou weer kom hy nie terug weer as 'n gewone mens nie. Hy kom terug as die verheerlikte Christus. En Kerstyd is ook 'n tyd wat ek my hart voorberei in hierdie Adventtyd. Om te sê, Here, U het nie net die eerste keer gekom nie, maar dis ook 'n tyd wat ek my hart vir U voorberei. En ek begin opgewonde raak en ek begin uitsien om my Jesus te ontmoet. So Kerstyd is ook 'n tyd wat ek my hart voorberei. En sê, Here, of ek U deur die wederkoms gaan ontmoet op die wolke, en of U my deur die dood gaan kom haal,
een ding is seker, ek gaan nie sien. En ek wil my hart voorberei vir daai oomblik. Wanneer ek die lieflike aangesig gaan aanskou. Kerstyd is voorbereidingstyd ook vir daai oomblik. En mag ons saam met Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Julle, ons sien uit. Ons is besig met 'n wedloop. Maar dis nie 'n oneindige wedloop om die baan en om die baan nie. Nee. Ons sien na voor. Die wenpaal is daarvoor. Halleluja. Ons sien Jesus wat vir ons wag daarvoor. En julle het julle al gesien 'n pa en 'n ma, daar by die kleuterskole, julle, ek kan nie glo dat gewone mense hulle waardigheid so kan verloor nie. Dan kom die kleintjie al hardloop en staan daar voor by die wenpaal. Kyk, hulle skree mos nie van die paviljoen af, hulle staan voor hulle. Want die kind moet dan weet watter rigting om te hardloop. En dan sê hulle, kom Janie! Julle, ek wil hê, kan jy Jesus daar voor sien? Sien jy hom? Hy sê, kom my kind. Nog net 'n klein rukkie. Hardloop. En ons berei ons hart voor vir daai oomblik. En as ons daar aangehardloop kon, jy sê wat doen die paas nie maas met daai kinders. Die kind is 6de man. Laaste, solid, dead last, né? Gryp daai kind. Jy het so mooi gehardloop. Welkom hierso, Usain Bolt. En dis wat Jesus met ons gaan maak as ons deur daai lint hardloop. Kerstyd sien nie net dat hy gekom het nie, maar dit is hy verheerlikte Here gaan hy terugkom. En ons gaan hom sien. Kan ons hom 'n lofoffer in hierdie kerk gee vanmôre? Halleluja. Ek wil hierdie Kersseisoen vir my persoonlik spesiaal maak. Ek weet nie veel ek oor dit nie. Maar ek wil dit 'n tyd van aanbidding maak. Vir my. Ek wil ons as gesin, daar's nog nie 'n staltoneel by ons nie. Maar daar gaan een wees. Ek wil dit 'n tyd van liefde maak. Ek wil dit 'n tyd maak waar ek opnuut vir die Here sê, ek is tot u beskikking, Jesus. Ek is tot beskikking. Word sigbaar deur my. En ek wil my hart voorberei in hierdie Kersgety. Vir daai dag wanneer ek hom weer gaan sien. En so op die kant gaan daar baie wat lemoen en soetkoekies.